Revolusie Kiddies en Kids. Ek kan nie glo, dit is al in die 2de week in November nie. En weet julle, dit is al 7 maande wat ons so op die internet saam kuier. Kan julle dit glo? En ek wil weet, het julle verlede week se lesie oor wat Jesus vir jou beteken geniet? Dit was 'n baie opwindende les. Ek hoop jy het sommer vir almal by jou skool, by jou huis, waar ook al jy beweeg, vertel wat Jesus vir jou beteken. Wel, Wimpie, hoekom het jy nie 'n skoene aan vandag? Ag, kom nou man. Ek wou sê ek ryk iets. Ja, sies man, dis Ek is nie ryk nie. Mens kan nie skoene aantrek as mens met die kinders van Revolusie Kids kom Wille kuier nie. Wimpie. Regtig. Ons kan sonder skoene baie keer kerk toe gaan. En soos julle kan sien, het ons 3 baie spesiale maats wat vanoggend saam met ons kuier. Ja, kom ons hou 'n bietjie oppraat oor voete. Kom ons kyk gou-gou wie is wie. So hierso het ons vir Wille Wimpie. Hallo julle, ek is Wille Wimpie, so wild soos die wildtuin. Dan het ons vir Deurmekaar Derrick. Hallo julle, ek is jammer as ek 'n bietjie de mekaar lyk, maar dis maar soos dit nou is, né? En het ons vir vele vra Frederik. Hallo Frederik. Hallo. Hoekom is ons hier? Ons gaan vandag 'n bietjie praat oor die hoogtepunte van die jaar se lessies. Kan julle vir my sê wat was julle hoogtepunte? Wag ouens, wag. My hele 2020 was 'n hoogtepunt gewees. Die heel beste. En so ook eintlik my 2019 Revolusie Kids en 2018. Ag nee, wag nou Wille Wimpie. Ja, nou maak jy my kop weer heeltemal de mekaar. Ek dog nou, ons gesels net oor die lekker goed van hierdie jaar van 2020 ja. of hoe het ek dit nou? Ja, sorry nee. Wille Wimpie, Deurmekaar Derrick, praat ons nou oor hoogtepunte of laagtepunte of volgende jaar of verlede jaar of nou of môre of gister of volgende week se hoogte. Ek het nie gewoonlik baie punte nie. Toe mamma. So maar julle 3 kan dan maar lekker babbel vanoggend. Waaroor stry julle? Wille Wimpie haal net asem. Derrick, jy moet mooi ding voor jy praat en ou Frederik, ons sal nou al jou vrae antwoord. Hy tannie Zenay, my kop is nou so de mekaar. Maar ek dink wat ons praat nou net oor wat vir ons lekker was in hierdie jaar van 2020 by Revolusie Kids en Kiddies en aan YouTube kerk. Dit was hom lekker. Ja, ou Deurmekaar Derrick, jy is eintlik 'n baie ou groot slim kop. En jy het dit heeltemal reg. Ons praat van ons hoogtepunte wat by 2020 gebeur het. En dit klink eintlik vir my of julle al 3 eintlik dieselfde ding wil sê. Nou, ou Wille Wimpie, sê vir my, julle het mos hierdie jaar gaan kamp saam met julle pappas. En toe gebeur daar iets baie moois met julle, met jou spesifiek. Wat was dit? Vertel vir ons kids daar by die huis. Ag julle, dit was my hoogtepunt van 2020. Terwyl ons so lekker daar op die groot klippe gesit het en gespring het in die water en gespeel het en lank met Jesus gepraat het ons geweet die mooiste diere was daar, ons het die mooiste visarend gesien en ons het sommer vir hom daarvoor dankie gesê. Dit was absoluut fantasties. En daardie aand het ons almal om die kampvuur gehoor dat elkeen van ons 'n spesiale plekkie het waar ons met Jesus kan gesels. Enige plek is 'n goeie plek om met Jesus te gesels, maar hy wil net hê ons moet met hom praat. Ja, onthou julle ons het hierdie jaar 'n lekker kort versie geleer wat sê bid gedurig. Onthou julle dit? Ja, dit pas so mooi aan by wat Wille Wimpie nou sê. Maar kom ons hoor bietjie Deurmekaar Derrick, wat het vir jou uitgestaan? Vertel Derrick, wat was jou gunsteling hoogtepunt? Wanneer was dit? Was dit in die begin van die jaar, middel van die jaar of einde van die jaar? Rustig, Frederik. Ons moet hom eintlik vinnige Frederik noem, maar okay. Ai, tannie Ronel, nou het hy weer my hele kop de mekaar gekrap, want ek het nou klaar gedink wat ek wil sê. Nou weet ek nie of dit aan die begin of aan die einde of wanneer dit was nie. Daai punte. Maar ek onthou nou een ding wat ek wou sê, ek dink vir my was baie lekker daai stofkas stories. Ja. Ek het baie van ou
bang Betty gehou, want sy kan net so de mekaar raak soos ek partykeer. Onthou julle, sy was bang met daai grillerige spinnekoppe, wat sy so moes afstof, en dan raas Kwaai Karel besem daarom vreeslik met haar. Maar gelukkig het vrolike Frida daarom almal probeer vrolik hou en hulle het so mooi geleer om vir Jesus se vrede te vra wanneer hulle nou weer nie mooi weet hoe om hulle emosies te hanteer nie. God los ons nooit alleen met al hierdie slegte goed en gevoelens hier binne in ons nie. En onthou julle, ek het ook so bang geword hierdie jaar toe ek my hande so baie moes was en ek so benoud was vir daai masker wat ons die hele tyd in die klas moes dra. Ja, ons was so bang vir daai virus gogga ding. Maar ek onthou elke keer daai versie. Wees sterk, wees dapper, want God is by my. Dis reg, Derek. Dis nou die Heilige Gees helper wat in jou koppie met jou praat. En dan onthou jy jou spesiale versie. Nou vele vra Frederik, nou is dit jou beurt. Wat het hierdie jaar vir jou uitgestaan met al ons videolesse? YouTube kerk. Wat vir my uitgestaan het, was toe ons geleer het van waardes. Ek het soveel vrae gehad in my kop, maar Jesus het al my vrae geantwoord. Ons het geleer, ons moet die regte ding kies, soos Jesus daar in die woestyn, en mekaar respekteer, soos die barmhartige Samaritaan. Man. O ja, en die gedisiplineerd wees, soos ou Daniel. Dis reg. En daai professor Respectus en Lara Liefie was darm baie snaaks. Ja, ek onthou daai lesse, veral oor die waardes baie goed. Onthou julle, Tannie Ronel, onthou jy vir Karnalie Kali? Ja, ek onthou Die hom. Karnalie, hy was dan baie stout toe hy daai toetse se antwoorde wou afkyk en meneer Pretorius uit die klas uit was. Sjoe, gelukkig het hy vir meneer Pretorius gaan jammer sê. Ja, gelukkig vir Ons hom. moet altyd eerlik, nederig en gehoorsaam wees. Onthou julle maatjies? Ja, nou onthou ek wat ek nog wou sê. Ek onthou nou, maar nou het ek alweer 2 woorde vergeet. Daai tyd van die kruistyd, wat was daai ding nou weer? Paasfees. Paasfees. Onthou julle daai eiertjies wat ons oopgemaak het met al daai goed wat aan die kruis gebeur het. En nou vergeet ek die ander een ook. Pinkster, die ou Derek. O, Pinkie, ja, ek onthou Pinkie. van my Pinkie, Pinkster, waar ons geleer het van die Heilige Gees helper wat aarde toe gekom het om ons elke dag te help. Maar Tannie Janai, ek wil weet watter van hierdie rebellisie kiddies goeters was vir jou ook lekker hierdie jaar. Ou Derek, definitief die lesie wat ons gedoen het oor die liefde, oor Jesus se liefde. En wat ons geleer het, sy liefde is groot en wyd en diep vir elke liewe een van ons. En dat hy weet wanneer daar 'n haar van my kop afval en hy weet wat ek dink nog voor ek dit dink. Wag. Wat? 100 miljoen, minus 1. Wag. Dat ek my net gou uitwerk. Hoe weet hy wat ek dink? Nog voordat ek dit dink. Ai, vele vrae, Frederik. Wag nou. Moenie nou met al jou vrae begin nie. Kom ons gee vir Tannie Ronel ook 'n kans. Tannie Ronel, wat het vir jou uitgestaan hierdie jaar? Was dit die drive-thru, ons eerste aanlyn Noagles, of ons mamma dag, of ons pappa les, of die geskenke gawes van die geeslesse, of daai snaakse atlete van die Big Revo reis? Toe vertel vir ons. Julle, as hy so alles opnoem, dan is alles so wonderlik. Ek sal nie kan kies nie, maar ek dink dat volgende week se les 'n groot hoogtepunt gaan wees.
Wat gaan gebeur? Gaan dit so amazing soos die ander lesse wees? Regtig is daar nog 'n hoogtepunt les? Yes, Dit voel vir my alles wat ek hierdie jaar geleer het was net great en hoogtepunte en lekker. Volgende week, julle moet baie uitsien, gaan ons Kersfeesles hê. So ons gaan saam sing, ons gaan Bybel lees, ons gaan die verhaal vertel van Jesus se geboorte en daar gaan 'n groot groen boom vir ons kom kuier. So julle moet dit nie mis nie. Wow, dit klink wag amazing. groen Ek hou van bome ook. En ek hou van om te raai en te vra wat's in die bokse. Ja, so baie vrae. Ek het net daar wild rondhardloop. Ag, lekker. Ek kan ook nie wag vir volgende week se Kersles nie. So ouens, laat mamma of pappa vir julle hierdie week die Kersverhaal so lank lees en dan kom kuier julle volgende week saam met ons by die krib en die stal. Julle moet 'n heerlike week verder hê. Totsiens. Totsiens julle. Tata maat. Aktiwiteit gaan ons 'n lysie maak van ons hoogte en ons laagtepunte. So ons wil graag hoor wat was die beste dele van julle jaar gewees en ook wat was die dele wat nie so lekker was nie. So as julle kyk, onder in die beskrywing van die video is daar 'n skakel na hierdie papier toe. So hierso kan jy skryf jou hoogtepunte en jou laagtepunte. En as jy wil, dan kan jy jou naam bysit, maar jy hoef ook nie jou naam by te sit nie. En as julle hom klaar ingevul het, wil ons graag hê dat julle dit vir ons moet e-pos, sodat ons kan sien wat julle hoogtepunte en julle laagtepunte is. So die e-pos waarin julle dit kan stuur, sal hierso op die skerm wees. So Ami, kom ons hoor bietjie, wat was van jou hoogte en jou laagtepunte? My hoogtepunt was dat ek Revolusie Kids op YouTube nog kon kyk. En my laagtepunt was dat ek nie my maatjies kon sien nie. Ja, dit was ook een van my laagtepunte gewees. En my hoogtepunt was dat ek baie tyd met ons familie kon spandeer. Dit was my baie lekker gewees. En ook dat ek video's kon maak saam met die kerk. Dit was ook lekker gewees, né? Okay, so asseblief onthou om julle hoogtepunte en laagtepunte vir ons te stuur en hê 'n baie lekker week. Kom ons bid saam. Papa God, dankie dat U ons gehelp het deur hierdie jaar. Dankie dat U ons gedra het deur die moeilike tye. Dankie vir alles wat ons geleer het. Amen.